Ek wil ieder en elkeen groet vanmôre in Jesus se wonderlike en ook vreemde naam. Almal wat vanmôre saam met ons is en ook almal wat saam met ons inskakel op sosiale media. Ek gaan die dierbares met wie nog gereël is geleentheid gee om die nagmaalpakke uit te deel. Voordat ek oorgaan tot die bediening van die nagmaal, jy is welkom as jy die Bybel saamgebring het om dit oop te maak. In die eerste boek van Korintiërs, die 11de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 23, 1 Corinthians chapter 11, and we're going to read from verse 23. Please make sure that everyone has a communion pack and that you are able to share with us. Maak seker jy het die nagmaalpak ontvang en dat jy saam met ons kan deel. In Korintiërs hoofstuk 11, vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie nou op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens het homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Amen. Kom ons sluit dit so. Dan dank ons die Here. Father, we want to thank you for your sacrifice. We want to thank you, Lord, not for a sacrifice that you brought, but for the sacrifice that you became. You became our sacrificial lamb on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for giving your body to be slain. Thank you for shedding your blood, for giving us life. For life is in the blood. En ek dank U vir die bloed van Jesus ook oor ons, wat ons lewens lewend maak, wat ons lewens heel maak, wat ons lewens nie maak. Seën hierdie brood, die vrug van die wynstok in ons binneste, asseblief Here. En dankie dat ons dit kan herdenk totdat U kom in Jesus naam. Amen.
kan ek net sien, is almal bedien, en almal gekry, almal het hulle nagmaalpad ontvang. Goed, nadat hy gedank het hy die brood geneem, en hy het dit gebreek. Hy het dit gebreek voordat hy dit uitgedeel het. En daarna het hy dit uitgedeel. En selfs Paulus sê, ek het dit ook van die Here ontvang, en aan julle oorgelewer. Ek het aan julle toegebring om hierin te deel, en daarom kan ons saam eet vandag. En onthou, Jesus is gekruisig vir u en vir my. Breek vir 'n stukkie brood af, en dan eet ons almal saam. Kom ons doen dit saam. Dankie vir die liggaam, Here. Gemartel. Vernieuw. Vir my lewe. So verlossing. Dan kom hy ook so en hy sê, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Sy bloed gestort, elke druppel, vir jou en vir my. Kom ons drink saam. We thank you, Lord. We honor you and we glorify you. May your sacrifice, may your liberty, may your price be real to us, Lord. The price you paid. And may we never take it for granted. I want to pray that you also come and bless your word today. Sal u ook hierdie woord in ons harte kom seën, Here. Sal u ook dit met ons kom deel en daardeur met ons kom spreek. Dis my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek wil vanmôre vir ons saam lees uit die boek van Exodus, die 12de hoofstuk, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Exodus chapter 12, and I want us to read together verses 1 to 14. Exodus chapter 12 from verse 1 to 14. Exodus hoofstuk 12, vanaf vers 1 tot 14. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem, volgens die sieletal. Nadat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die boordruppel aan die huise waarin hulle dit eet.
en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies, saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in jou hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie dag deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal straf terug te oefen dat al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag, moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Tot sover. Ons teksvers vandag is opgeteken in die boek van Lukas, die 24ste hoofstuk, die middelste deel van vers 34. Lukas 24:34 wat sê, die Here het waarlik opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Luke 24:34 says, the Lord has really risen. The Lord has really risen. Ek wil vandag met ons kom deel oor die ooreenkomste tussen die betekenis van die Pasga en die van Paasfees. I want to share with us today around the similarities between the meaning of Passover and of Easter. Certain customs are carried over from generation to generation. It is being celebrated, but not necessarily shared by all people. It is not necessarily celebrated, should I rather say, by all people. A lot became watered down and it lost its true meaning because it became a custom instead of a true celebration. Do such customs, which are supposed to have great meaning for every child of God, is Christmas and Easter. Now there are a lot of arguments put forward as to the legitimacy of both these customs or celebrations. And instead of speaking to the hearts of God's people, focus is placed on the pagan or Gentile purpose of these customs, whilst the true meaning is lost. Ek wil onomwonde verklaar vandag dat ek beide hierdie oorgelewerde gebruike in my eie lewe vier.
beide hierdie oorgelewerde gebruike. Die een relatief akkuraat met verwysing na die tydperk in die jaar waar dit gevier word, en die ander een heeltemal in 'n ander tydperk. Maar dit bring nie meer dat ek enige van hierdie feeste vier om die verkeerde redes of oortuigings nie. Waarna ek wel oplet, is die toegewydheid van my hart in hierdie vierings. Ons staan by die laaste deel van Paasnaweek en vier Jesus se opstanding uit die dood. Ek weet waaroor Paasnaweek gaan, en wil vandag met ons deel wat so ooreenkomste daar is tussen die Pasga, die fees, nie bloot net die maaltyd nie, maar die Pasga, die fees en Paasfees. Dis die een tyd van die jaar waar die volk van die Here Israel en die kinders van die Here, die Christene, op dieselfde tyd onthou en dinge in herinnering roep. Let's compare these two faiths. Passover is a Jewish holiday, while Easter is a Christian holiday. In both these holidays, the words of the King of Kings and of the Lord of Lords are being celebrated. In both these holidays, the word of the King of Kings and the Lord of Lords are being celebrated. When I make a comparison between the similarities, I'd like to share it as follows. Passover is based on the book of Exodus in the Old Testament. Easter is based on the Gospels of the New Testament. Passover is a week-long holiday, often starting at the 15th day of Nisan. Easter runs from a Friday to a Monday, although the celebrations typically ends on Sunday morning. Passover includes the Seder meal and involves the retelling of the Exodus story. Easter includes church services with communion and the retelling or remembrance of Jesus' crucifixion and resurrection. Onder die Pasga was Moses die sleutelfiguur. Onder Paasfees is Jesus die sleutelfiguur. Met Pasga is die fokus gemeenskaplike viering wat gehou word. Herinnering aan geskiedenis en 'n erkenning van bevryding. Paasfees se fokus is gemeenskaplike en individuele verlossing deur Jesus se offer, die triomf oor die dood en 'n hernieude hoop vir elke gelowige. Pasga
die belangrikste van alles wat ek genoem het, herdenk die Israeliete se uittog uit slawerny in Egipte. Paasfees, die belangrikste van alles wat ek genoem het, herdenk die kinders van die Here se bevryding van sonde danksy Jesus se kruisiging en opstanding. Ek wonder of ons harte kan jubel en kan juig voor die Here vir wat hy vir ons kom doen. We listen to this. And as we listen, as we ponder, I wonder, where do we stand? And with what conviction do we partake in the celebrations? Remembering this, recalling this, where do I stand? And with what conviction do you and I partake in these celebrations? Do we still share the true story of Easter with our children and our children's children? Do we still share the true meaning, the true story of Easter with others? Or do we leave it for other people to do? Do we still stand in awe for what God has done? Or has it merely become a custom or a tradition without true meaning? Voordat die Here Egipte getref het met die dood van die eerstgeborenes, stel hy die Pasga in. Die Here deel met Moses en ook met Aaron presies hoe hulle moes voorberei en hoe hulle die Pasga moes vier. Daar was geen onduidelikheid of onsekerheid hierin nie. En dis ook duidelik dat alle geslagte hierdie bevrydingswerk van die Here moes ken en vier. Wat gaan hierdie bevryding voor? Wat gebeur voordat die Here hulle uit Egipte laat lei? Wat was die teken van hulle verlossing? What was the sign of their liberation? Die bloed van die offer. Nou. Die bloed van die offerlam. The blood of the sacrificial lamb. The Lord said very clearly to Moses that they had to take a lamb. And it had to be slain. It had to be prepared. Jesus became our sacrificial lamb. His blood was shed. The other day I read an article that said every human's body contains approximately 5 liters of blood. Jesus shed every drop
thereof. I wonder whether that can sink in. When the soldier took the spear and pressed it into his side, what came out? Water. Why? There was no blood left. Every drop. Every drop was shed for us. The blood of the sacrificial lamb protected Israel that night in Egypt. Jesus' blood liberates and protects us to this very day. His blood has not lost its power to cleanse, to liberate, to deliver, and to protect. But I wonder whether this power of His blood is still real to you and to me. Ons het altyd gesing, daar is krag, wonderbare krag in die bloed van die lam, maar is daar die krag vandag nog 'n werklikheid in u en in my lewe? Ek wil die vrou vra, my broer, my suster, my vriend, my vriendin, is daar die krag nog 'n werklikheid daar waar jy op jou eie is nie? Kan mense die krag van die bloed in jou lewe sien vandag? En in myne? Die bloed is nie weggesteek nie. Dis gestryd gewees aan die deurposte en aan die bootdruppel en as die doodsengel gekom het en hy die bloed gesien en hy het die huis vir my gehou. En wanneer die Satan en sy magte kom om teen my en die oorlog te voer en hy sien die bloed, dan sien hy die verlossing en dan hou hy verby. Van die bloed. Die bloed het nog nooit sy krag verloor nie. It's never lost its power. But it's that power, it's that liberation, it's that cleansing, it's that renewal, it's that deliverance, it's that protection still real to you and me. The text for meditation says this morning, Jesus, the Lord, has really risen. The Lord has really risen. Is He alive in our hearts? Or is it only a story from the Bible? Ek wil so die naweek lees ek 'n boodskap wat sê, He did not stay dead, and He won't stay gone. He did not stay dead, and He won't stay gone. Wat sê ek vir jou vanmôre? Jesus, kom weer. Jesus, kom weer.
gaan Paasfees u en my in perfekte stand bring en ons in perfekte stand hou vir die dag wanneer Jesus weer terugkom. Want die Here het regtig opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Sy liggaam is nie gesteel soos die soldate versprei het, omdat hulle betaal was om die leuen te versprei. Die graf is leeg, want hy het opgestaan. Did he rise? Or put differently, has he been resurrected in your and my life today? Did he rise in our hearts? Has he been resurrected in our hearts? We recall and we remember our deliverance of the bondage of sin. Is it real as Jesus' resurrection are? Does it motivate us to go forth and share the good news with others so that Easter won't just be another few days off from school or from work, but so that people can come to the saving grace by repentance and rebirth? What are you celebrating these days? Wat gedenk u vandag? En herdenk Jesus se verlossing van my kosbare siel. Ek herdenk en ek eer vanmôre die Here vir die verlossing van my kosbare siel. In die wêreld is daar stryd. In die wêreld is daar vervolging. In die wêreld is daar swaar kry. Maar in Jesus het ons lewe en oorwinning. Hy het waarlik opgestaan. Leef hy vir u en vir my. Is hy reël? Is hy 'n werklikheid? En kan ons vandag sê, dit, sy naam, sy verlossing en sy redding, roer my siel. Kan ons dit sê? Of is dit maar net 'n lied, iemand se woorde, of 'n gebeurtenis, 'n geheue van die verlede? Jesus het waarlik opgestaan. Die graf is leeg en die oorwinnende lewe is joune en myne. Maar hier my vanmôre, Jesus het waarlik opgestaan. Die graf is leeg en die lewe en oorwinning is waar. Joune en myne vandag. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. We want to thank you for your word this morning, Lord. Will you come and bless this word in our hearts? Here, sal die woord werklik in ons harte laat vassteek. Mag hierdie woord, Here, nie net iets wees wat ons hoor en vergeet nie. Laat dit nie net iets wees wat by ons verbygaan nie, maar die Here kan ons vanmôre besef, He has really risen. And because He's alive, because the grave is empty,
I can live. I can be liberated. I can be cleansed. I am saved. For you saved my precious soul. Thank you for giving us Easter, Lord. Thank you for the meaning of Easter, but more, thank you. Dankie vir die werk van Paasfees. Dankie vir die offer wat U vir ons geword het. Sal U ons help, dat dit ons lewens sal roer, sal beweeg, sal verander, om te wees soos U. Ons bid dit in Jesus se naam. Verdaag ons asseblief vir U liefde, U blydskap en U vrede. I pray this in Jesus' wonderful name.